Hartlike welkom. Dit is so voorreg vir my om hierdie saam met jou te kan doen en hierdie vir jou te kan doen en saam met jou te kuier rondom die woord van die Here. En ons is besig met die hele idee van dankie is nie net nog 'n woord nie. Dankbaarheid is 'n leefwyse en ons praat baie spesifiek oor waar begin dankbaarheid. Dis 'n refleksie, dis 'n onthou, dit is 'n terugkyk. En vandag wil ek jou spesifiek 'n bietjie, kom ons sê die kerngedeelte waar ek met jou wil gesels, is Psalm 77. So doen jouself 'n guns, so deur die dag of later, dalk vanaand, gaan lees 'n bietjie Psalm 77. Nou, Psalm 77 begin as 'n tipe van wat ek noem 'n treurmare. Dit is nogal nie lekker leesstof nie. Dit is nogal iemand wat kla en iemand wat ongelukkig is met die lewe. Daar word woorde gebruik in Psalm 77 se begin soos nood. Nou nood is nooit lekker nie. Ek bedoel ek is in die nood, ek is in die moeilikheid. Geen troos nie. So ek is ontroosbaar en dis asof die Here nie daar is om my te troos nie. Sug. Ons almal ken die woord sug. Ons almal ken die daad sug. Wanneer jy moedeloos is, wanneer jy hopeloos is, ek sug. Versla. Verstoot. Hoor hierdie taal wat gebruik word in die begin van Psalm 77. En dis nie watter tipe verstoot nie, dis asof die Here jou verstoot. Jy staan versla oor die Here so ver is. Sy getrouheid, sy goedheid word letterlik in Psalm 77 bevraagteken. En ek dink as ek en jy wil eerlik wees met mekaar, baie keer het ek en jy ook sulke momente in ons lewe. Wanneer die moeilike tye kom, die swaar tye kom, dat ons ook vraagtekens het. Nie net op ons voorkoppe nie, maar vraagtekens het oor die lewe en spesifiek oor God. Maar dan is daar 'n baie spesifieke moment in Psalm 77, hier by vers 12 en by vers 13, wat ek vreeslik graag vir jou wil lees. Ek wil dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonderdade van vroeër. Ek wil nadink oor al u werk en oor al u dade pyns. Hoor mooi die woorde wat hier gebruik word. Ek wil dink, ek wil dink, ek wil nadink. Basies, ek wil onthou. Ek wil terugdink. Ek wil reflekteer. En dit is wat gebeur in Psalm 77. Weer, die begin is 'n treurmare. Dit is hartseer. Dis vreeslike woorde wat gebruik word. En dan kom hierdie moment van refleksie en dit noem ek 'n magtige draai in die Psalm. 'n Magtige draai in Psalm 77. En ek glo met my hele hart, dis waar daar ook vir jou en vir my in ons lewens, wanneer dit uitdagend, swaar en moeilik gaan, waar daar kan 'n magtige draai in ons lewe kom. Dis die krag van refleksie. Dit bring 'n draai in jou lewe. Jy dink terug aan God se goedheid, aan God se liefde, aan God se ontferming, aan God se genade, aan God se getrouheid. En jou kop verander, jou hart verander. Daar's krag in refleksie. Die volgende woorde word ook in Psalm 77 gebruik. Niemand het u spoor gesien nie. Ek wil net hieroor dink. Hoor hierdie woorde. Niemand het u spoor gesien nie. Ek dink hier is 'n belangrike geheim opgesluit in hierdie woorde. God se spore in ons lewe is baie keer onsigbaar. Dit laat my altyd dink, hier is die bekendste gedeelte wat dit my aan laat dink. Toe Jesus op die water geloop het na sy disippels toe. Ek bedoel, daar's geen spoor nie. Daar's geen spoor nie. Hy loop op die water. En in die storms van my lewe en van jou lewe, loop die Here baie keer op water. Daar's nie duidelike spore nie. Die dief wat steel en slag en uitroei aan die ander kant, laat duidelike spore in ons lewe. Aaklige gevolge. Dink nou maar byvoorbeeld aan 'n dwelmverslaafde of 'n alkoholverslaafde of wat. Dis aaklige visuele spore, maar die Here se spoor is nie altyd so sigbaar en so duidelik nie. Daarom is dit so belangrik dat ons moet reflekteer,
dat ons moet terugdink, om herinner te word aan die spoor van die Here se liefde. Nou waaraan kan ons terugdink? Ek het al 'n klomp goed vir jou genoem, maar dink terug aan die evangelie. Dink terug aan Jesus aan 'n kruis in jou plek, in my plek. Jesus wat jou volledige skuldbrief, elke sonde, geen uitsondering nie. Daai skuldbrief het hy gedra aan die kruis. Dis uitgewis. Sy genade, mense genade is altyd onverdiend. Dink aan hoeveel onverdiende genade het jy al ontvang in jou lewe. Die woorde vergifnis, vryspraak. Dis groot woorde. Ek sê altyd dis elke mens se diepste behoefte sonder dat ons dit weet. Identiteit. Jou hele identiteit, nuwe mens, verander. Jy word 'n mens met nuwe hoop, nuwe toekoms. Dink byvoorbeeld prakties aan beantwoorde gebede in jou lewe. Dink aan goed soos kos, klere, 'n dak oor jou kop, skoon water, net so terloops, wat biljoene mense in hierdie lewe nie het nie. Dan wonder ons, het ons rede vir dankbaarheid. Dink aan gesondheid, dink aan gesin, dink aan familie. En dit bring my by die uitdaging van vandag. Wil jy nie gaan sit iewers met pen en papier of agter die rekenaar, jou keuse, en 'n lys maak van alles waarvoor jy kan dankbaar wees nie. Begin by die basiese. Ek sê weer, kos, klere, skoon drinkwater byvoorbeeld. Die evangelie, vryspraak, vergifnis, ensovoorts. Gaan maak daai lys en kom agter, as jy gaan onthou, as jy gaan terugdink, as jy gaan reflekteer, jy kan nie anders as om dankbaar te wees en 'n leefwyse van dankbaarheid te leef nie. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir die krag van refleksie. Dankie Here dat as ons terugdink, as ons onthou, ons soveel van u liefde onthou, soveel van u goedheid, soveel van u getrouheid. En dit verander nooit. En dit is altyd daar. Dankie daarvoor, Here. Ons is dankbaar. Amen. Hê 'n fantastiese dag verder. Seën vir jou.